Ons is in Handelinge 19 vanaf vers 8, so julle kan julle Bybels daar oopmaak. Daar is ook 'n slide wat julle net na kan kyk. Dit is die skrifgedeeltes wat ons gaan behandel vandag. So laasweek het ons gekyk na Paulus wat op sy 3de sendingsreis begin gaan het. En hy het in die boonste gedeelte van Asia Minor, deurbeweeg, wat nou Turkye is. En hy het die disippels gestig en bemoedig, en hy kom toe in Efese aan. En toe hy in Efese aankom, loop hy in 12 mans vas. En die 12 mans sien hy, hulle is disippels, maar hulle kort iets. En hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle geglo het? En hulle sê, ons het nog nie eens gehoor van die Heilige Gees nie. En ons het toe laasweek daaroor bedien, oor dit wat die Heilige Gees kom doen het vir hulle. Nou vandag gaan ons lees wat verder gebeur het, terwyl Paulus in Handelinge was. Handelinge 18 vanaf vers 8 tot 10 gaan ons dan nou lees. En Crispus, die hoof van die sinagoge, Handelinge 19, nie 18 nie. Handelinge 19 vers 8. En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaadspreek van die weg, het hy van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van 'n sekere Tyrannus saamsprekinge gehou. So is so mooi wat Paulus hier doen. Hy gaan in die sinagoge in. Nou, ons het gesien hoe Paulus geroep is. Daar's 'n gedeelte in Handelinge 9 wat ons nou na gaan kyk, hoe Paulus geroep is na die evangelie wat hy moet bedien. Handelinge 9 vers 15, kan julle gou na toe blaai, Handelinge 9 vers 15. So hierdie gedeelte in Handelinge 9 is waar Paulus 'n ontmoeting gehad het met Jesus op die pad van Damaskus. En toe is daar 'n man wat Ananias wat vir hom moes gaan bid en hande oplê. En Ananias sê nee, ek kan nie, hierdie man vervolg ons Christene. Nou verwag jy ek moet na hom toe gaan. En nou praat Jesus hier met Ananias en hy sê vir hom hierdie Handelinge 9 vers 15 en hy sê, kom ons lees vers 14. En hy het die 4 En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkorene werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. So daai nasies, wie is dit? Dit is die heidene. So daar is 3 goeters wat Jesus Paulus primêrliks voor geroep het, of 3 mensegroepe as ek dit so kan sê. Hy is geroep om na konings toe te gaan, hy is geroep om by die nasies die evangelie te gaan verkondig, en aan Israel. So elke keer wanneer ons lees van Paulus in Handelinge, dan sien ons, hy gaan eers na die Jode toe. Hy begin bedien in die sinagoge, en wanneer daar 'n tyd kom wat hulle hom verstoot, dan gaan hy na die heidene toe. So toe Jesus gekom het Jesus gekom en hy het bedien eers aan die Jode, maar dit was nie net bedoel vir die Jode nie. Dit was bedoel dat dit moes uitgaan na almal toe, na die uithoeke van die aarde. So Paulus begin by die Jode en hy hoop dat hulle sal hoor wat hy deel, maar as daar 'n tyd kom wat hulle hom verstoot, dan sê hy, okay, dit is tyd dat ek dan aan moet beweeg. In Romeine 1 vers 16 staan daar, die evangelie het gekom eers vir die Jode en dan vir die heidene. Hy kom en hy kom bedien dit. Maar dit maak nie die Jood belangriker as die heiden nie. Jesus het nie meer gesterf vir 'n Jood as vir 'n heiden nie. Jesus het sy lewe voluit gegee, alles, vir elke liewe persoon op hierdie aarde. En elkeen van ons het daai keuse of ons in hom gaan glo of nie. Elke keer wat die Jode vir Paulus verstoot het, beweeg hy na die heidene toe. Maar wat vir my interessant is, daar staan, hulle het kwaad geword vir die weg, die mense van die weg. Nou wat is dit? Die Christene was nie bekend as Christene gewees nie. Hulle het nie geweet wat om hulle te noem nie. So hulle was bekend as die mense van die weg.
Eers later het hulle bekend geraak as Christen en dit was eintlik 'n bespotting gewees om 'n Christen, hulle het jou probeer 'n grap van jou maak om te sê jy's 'n Christen. En toe sê die Christen, okay, ons vat dit, want dit is wat ons is. Ons wil soos Jesus wees. En toe word dit Christene, maar voor dit was hulle bekend as die mense van die weg. Wat vir my baie interessant is dis nie die mense van die oomblik nie. Dis die mense van die weg. Om 'n Christen te wees is 'n manier van lewe. Dit is nie net 'n oomblik wat jy jou lewe vir die Here gegee het en dis waar dit gestop het nie. Nee, dit is die begin van die pad wat jy moet stap saam met hom. Dit is hoekom hulle bekend was as die mense van die weg. Dit is 'n manier van dinge anders te doen as wat die wêreld doen. Dit is 'n manier van dinge van anders dink as wat die wêreld dink. Dit is 'n onderste bo koninkryk wat jy van deel word. Ons word groot in 'n ouerhuis. Ons word groot in die wêreld, maar wanneer jy tot bekering kom en jy besef jy het 'n redder nodig en jy word weergebore, dan is dit nou iets wat anderste in jou moet begin funksioneer. Jy kan nie die ou dinge wil aanhou doen in die nuwe koninkryk nie. Nee, Jesus sê jy moet nou dinge begin doen soos wat hy wil hê jy dit moet doen. Wat vir my interessant is hy, nadat hy daar uit is, gaan hy in iemand se huis in, 'n man met die naam van Tyrannus, in sy skool in, dat ek eerder so sê. En ons lees dat hy 2 jaar lank daar bedien het. Nou, in die gedeelte in Efese waar hulle is, dit is huidiglik Turkye, wat ons dit as ken. Nou, dit word baie warm daarso. En die mense het dan gesiesta. Julle weet wat 'n siesta. So van 11 tot 4 baie keer het hulle nie gewerk nie. Hulle was iewerste onder 'n koelteboom of iewers gerus of wat ook al. So Paulus was 'n tentmaker. Hy het nie geld verdien toe hy hierso bedien het in Efesiërs nie. So wat het hy gedoen? Hy het tente gemaak en dan wanneer die mense gaan siesta het, wanneer hierdie Tyrannus gaan rus het, dan het hy al die disippels bymekaar geroep en hulle het dan tyd in die woord spandeer. Hy het hulle dan geleer wat nodig was. En in 2 jaar se tyd gebeur daar iets baie interessants. Hulle sê dat almal in Asië gehoor het. Almal het gehoor van Jesus. In 2 jaar se tyd. Nou om jou 'n idee te gee, die dorp van Efese was ongeveer, hulle sê daar so 'n 250.000 mense gewees. Nou vir die wat ons nie kwarte ken nie, 250.000 mense. Brits het nie so baie mense nie. Maar in 2 jaar het almal gehoor. Almal het nie noodwendig gereageer op die evangelie nie. Maar almal het gehoor in 2 jaar se tyd. Nou daar was nie sosiale media gewees daai tyd nie. Hy het nie gou-gou 'n Instagram post gemaak of gou-gou op YouTube gegaan en 'n video gemaak nie. So hoe het mense in 2 jaar, daai hoeveelheid mense, hoe het hulle te hore gekom van hierdie Jesus? Hoe het hulle gehoor van hom? En dit was net deur word of mouth. Dit was deur disippels wat uitgegaan het en mense vertel het. Elke hoek en area waar hulle was, het hulle gaan vertel van Jesus. En almal het gehoor. Maar was nie altyd, hulle het nie almal noodwendig gehoorsaam geraak aan hierdie woord nie. Kom ons lees wat gebeur in vers 11 tot 12. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was op die siekes gelê is, die siekes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. So net tot daar vir die oomblik. So hulle praat hierso van buitengewone wonderwerke wat deur Paulus gebeur het. Nou hierdie lappe wat hy van praat, die doeke en die voorskoot, is goed wat Paulus gebruik het toe hy tente gemaak het. Jy het gesweet en hy het 'n lap gehad wat hy homself mee die sweet afgevee het. Nou ek wonder hoe het hierdie gebeur dat iemand iets van Paulus gevat het en iemand het gesond geword. Die skrif is nie duidelik oor wat gebeur het, hoe dit gebeur het nie. Maar wat ons sien wel gebeur het is, wanneer iemand aan daai lap gevat het, of aan daai voorskoot gevat het, dan is hulle genees, of die bose geeste is uit hulle uitgedryf. Dit is besonderse wonderwerke wat deur Paulus gedoen is.
Ons lees in 'n ander gedeelte van Petrus, wat as sy skade weer op iemand geval het, dan het hulle gesond geword. Nou ek wil vir jou net 'n vraag vra. Wie het die wonderwerke gedoen? Was dit Paulus? Nee, dit was Jesus wat Paulus gebruik het om dit te doen. Is Paulus meer as enige een van ons hierso? Nee. Dieselfde gees wat in Jesus was, dieselfde gees wat in Paulus was, is dieselfde gees wat in elkeen van ons hier wil funksioneer. Maar ek en jy bepaal, hoe lyk dit? In 2 Timoteus 2 vers 20 sien ons, wat is die houvas of die blokkasie vir die Heilige Gees om deur ons te funksioneer? 2 Timoteus 2 vers 20. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en aardwerke, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. Hoor nou mooi, vers 21. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Elkeen jy is 'n wissel. Ek en jy het die Here, die Heilige Gees binne in ons. Wanneer jy tot bekering kom, dan maak die Here sy woning binne in jou. Maar hy wil ook deur jou werk. En daar is goeders wat ons moet ontslaaf van raak. Daar is goed wat ons moet sê, Here, ek wil 'n skoon wissel wees, geheilig, bruikbaar vir U. Elkeen van ons is uniek. Elkeen van ons is anders. Elkeen van ons se uitdagings lyk anderste. Maar ek wil vir jou sê dat die Here elkeen van julle en elkeen my ook wil gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Hy wil hê die krag moet deur die Heilige Gees se krag moet deur ons funksioneer. Maar vir dit moet ons 'n wissel wees wat hy kan gebruik om dit te doen. Die gevaar wat gebeur is as die Here gaan toelaat dat 'n erdstuk wat vuil is, 'n wessel wat nie geheilig is nie, gebruik word tot eer van sy naam, wat gaan uit dit uitkom? As jy 'n beker het, kom ons sê daar was ou koffie in gewees en jy gooi skoon water in daai beker, is dit nou skoon water? Nee, dis vrotterige vuil koffiewater wat jy nie nou in die drein uit gaan gooi. So, wat vra die Here? Hy sê, kry jouself skoon, so wanneer ek jou volmaak en jou wil gebruik, dan kan ek jou effektief gebruik, en daar's nie ander goeders wat inmeng met dit wat ek wil doen vir die wêreld nie. Kom ons lees wat gebeur in vers 13 tot 20. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerdes, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehaat het, en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek en Paulus weet ek van, maar julle, wie is julle? Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. En dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat in Efese woon, en vrees het op hulle almal geval, en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. En baie van die wat gelowig geword het belydenis gekom doen en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50,000 silwerstukke was. So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. So hierdie Jode, in die Engels is dit exorcists gewees. Mense wat demone wil uitdryf. En ek dink nie hulle was baie effektief gewees in hulle bediening nie. En hulle sien, maar Paulus is baie effektief in sy bediening. En hulle sê toe, okay, kom ons gebruik hierdie naam van Jesus.
Ons gaan hom gebruik en hulle sê vir die demone om te gaan in die naam van Jesus wat Paulus verkondig. En hulle sê, Paulus, of Jesus ken ons. Paulus weet ons van, maar julle, ons weet nie. En een man oorrompel 7 mans. En hulle hardloop stikkend en naak daar uit. Nou ek wonder hoe daai prentjie gelyk. Maar wanneer ons probeer funksioneer sonder die krag van die Here, is dit wat gaan gebeur. Want wat het hierdie mans gedoen? Hulle wou gesag gebruik het, maar hulle wou nie onder die gesag gestaan het wat daai goeters laat gebeur nie. En hulle was kragteloos gewees as gevolg van dit. My en jou waarde is nie wie jy is nie. My en jou waarde word nie bepaal oor wie jou voorvader was of wat jou voorgeslag was of hoe ryk jy is, hoe arm jy is of enige van daai goeters nie. My en jou waarde word bepaal deur die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het. Elkeen van ons is waardevol vir hom. As jy jou waarde ken, dan gaan jy weet dat Jesus wil deur jou werk. En sy krag wil hy hê moet deur jou funksioneer. Maar dan moet ons ook bereid wees om onder die gesag van Jesus te staan en te funksioneer. Ons moet nie ons eie ding probeer doen en sê, o nee, ek wil dit so doen nie. Nee, ons moet staan onder die gesag en die autoriteit van Jesus. As jy onder die beskerming en gesag van Jesus staan, dan gaan jy nie bekommerd wees oor die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu wat wil kyk wie hy kan steel, by wie hy kan steel en wie verwoes en wie hy kan slag nie. As ek en jy onder die autoriteit van Jesus staan en weet wie ons is in hom, dan hoef ons nie bekommerd te wees oor alles wat aangaan nie. Ons hoef nie bekommerd te wees oor wat as vanaand as ek gaan slaap, wat gaan gebeur nie. Nee, ons kan met 'n gemoedsrus gaan slaap. Nou ek sê nie wees onwys nie. Ek sê nie doen onwyse dinge nie. Maar moenie dat die sorges van die wêreld, die bekommernisse wat jy beleef, vir jou 'n plek bring waar jy eintlik nie meer rus in die wete van wie jy is as kind van God nie. Ek en jy moet weet wanneer ons hier uitstap, wanneer jy uit jou huis uitstap, stap jy nie in die autoriteit en die krag van jouself nie. Want as jy dit gaan doen, waarborg ek jou, jy gaan in 'n probleem vasloop. Maar as jy uitstap en jy sê, Here, lei my vandag, wys my wat ek moet doen, dan gaan hy jou lei en hy gaan jou beskerm en hy gaan jou wys wat moet gebeur. Ek het 'n vraag vir jou nou. Is jou lewe 'n dreigement vir die koninkryk van die duisternis? Is jou lewe 'n dreigement vir die koninkryk van duisternis? C.S. Lewis het 'n stelling gemaak. Hy sê, "My hope is that all hell rejoices when I die because I am out of the fight." Is my en jou lewens op so 'n plek dat wanneer ons besig is met dit wat die Here ons voorgeroep het, dat ons weet daar gaan aanslag te wees. Maar ons hoef nie bekommerd te wees oor wat gaan gebeur nie, want Jesus is groter en sterker as enigiets wat die wêreld vir my en jou kan bied. Die duiwel sal enige iets doen om my en jou oneffektief te maak. Die duiwel se begeerte is dat ons nie uitgaan en 'n vrees moet wees vir die wêreld nie. Die duiwel se plan is dat ons so gefokus moet wees, as jy gered is, dat jy so gefokus is op jou eie goeders, dat jy nie effektief is vir die koninkryk van God nie, en nie 'n dreigement is vir die koninkryk van duisternis nie. Ek en jy moet 'n dreigement wees vir die koninkryk van duisternis. Brits het die Here nodig. Daar waar jy jouself bevind by die werk, daar's mense wat die Here nodig het. Hulle het die goeie nuus nodig. Maar wat gebeur is, ons raak so gefokus op ons eie dinge, dat ons nie reg is, wanneer ons 'n oomblik kry, wat ons met iemand moet praat, dan sê ons, nee nou nie, ek kan nie nou nie, ek is te besig. Of wat ook al dit mag wees. Is my en jou lewe 'n dreigement vir die koninkryk van duisternis?
In vers 18 sien ons iets baie interessants wat gebeur, is die mense het gekom en hulle het hulle sondes en hulle dade bely. As jy werklik vry wil wees, dan moet jy in waarheid wandel. As jy gaan kies om te lieg en om uit 'n slegte situasie te bly, dan sit jy jouself in 'n geestelike tronk. Jy kan dalk hier vry rondloop, maar as gevolg van leuns wat jy vertel het, dan sit jy jouself in 'n posisie wat jy eintlik in 'n tronk is en jy weet nie wat om te doen nie. Vir almal lyk jy vry, maar hier binne sit jy in 'n tronk en jy weet nie. Ek wil vir jou sê, as jy wonder of jy die waarheid moet vertel, as jy wonder, gaan dit iets slegs beïnvloed, dis altyd beter om die waarheid te praat. Dis altyd beter om uit te kom met die waarheid, want wat doen die waarheid? Die waarheid maak ons vry. Daar het mense gekom en daar was baie afgoderry. Hulle het, soos wat ons nou maar sal ken, magic, wat is dit in Afrikaans? Towery en al hierdie goeters gedoen en daai mense kom en hulle besef dat daar is een God. Hulle besef dat hierdie goeters help hulle nie en hulle bring daai goed om gebrand te word. 50.000, die waarde van dit was 50.000 silwer muntstukke. Dit is vandag so tussen 40 en 50 miljoen rand werd. Dis die boeke, dis die goeters wat hulle bring om gebrand te word. En hulle bring daai goeters en hulle kom vry van die houvas wat leuns het op hulle lewe. Ek en jy, die Here roep ons na vryheid toe. Maar dan moet ons bereid wees om te laat gaan van dit wat ons vashou. Dan moet ons bereid wees om te laat gaan wat ons dink goed is, of wat ons dink reg is. En ons moet eerder sê, Here, ek wil lewe en wandel in vryheid. Al daai goeders wat hulle gebring het om te brand, was nie uit dwang gewees nie. Hulle het dit vrywillig gebring. Die Here dwing ons nie om enigiets te doen nie. Hy nooi ons uit om goeders wat ons terughou, goeders wat ons vashou, neer te lê, sodat ons in vryheid kan wandel. God wil hê jy moet hom vrywillig kies. Elke persoon wat Jesus kies, doen dit uit vrye keuse uit. Hy dwing ons nie om hom te kies nie. Hy nooi ons uit om hom vrywillig te volg. En hy vra ook dat ons hom vrywillig sal gehoorsaam. Hy dwing dit nie op jou af nie. Hy nooi jou uit om dit te doen. Maar ek wil vir jou waarsku dat met daai vryheid wat ons kan beleef om te kies wat ons wil doen, spreek dit ons nie vry van die verantwoordelikheid wat ons het op ons lewens as ons dit nie wil doen nie. Eendag gaan die Here terugkom. Is julle opgewonde vir daai dag? Ek is baie opgewonde. Maar dan gaan hy skei tussen wat is reg en wat is verkeerd. Ek wil wees aan die kant wat reg is. Maar vir dit moet ek kies om vrywillig alles wat nie reg is nie op te gee en hom te volg. Alles wat nie reg is nie, neer te lê en te sê, Here, ek wil my fokus U maak en die pad saam met U stap. Hy dwing homself nie op ons af nie. Elke wonderwerk wat ons hierso sien, of elke bonatuurlike gebeurtenis wat ons van lees, het eer gebring aan die Here. My en jou grootste doel in die lewe is om eer te bring aan ons Vader. Dit lyk partykeer net normaal. Dit lyk nie iets na bonatuurlik nie, maar wanneer ons getrou is in die klein en die bietjie, dan gaan die Here ons vertrou met meer en meer en meer. Ons sien in vers 21 tot 22 dat Paulus beweeg weer deur Asië en hy is besig om te bedien, maar ek wil hê ons moet let op een gedeelte wat hy van praat. Kom ons lees vers 21 en 22.
En toe hierdie dinge verby was, het Paulus hom voorgenem om deur Macedonië en Achaia te gaan en na Jerusalem te reis. Hy het gesê, nadat ek daar gewees het, moet ek Rome ook sien. Daarop stuur hy 2 van sy helpers, Timoteus en Erastus, na Macedonië, terwyl hy self nog 'n tyd lank in Asië gebly het. So Paulus is hier besig om voor te berei. Hy sê, ek moet eers Jerusalem toe gaan, en dan gaan ek Rome toe gaan. Hy weet hy moet Rome toe gaan. Nou ek wonder, het hy gedink hy gaan Rome toe gaan soos wat hy gegaan het? Ons gaan bietjie sien hoe dit lyk. So die Here het 'n plan gehad vir hom om in Rome uit te kom. En die Here het vir elkeen van ons 'n plan en 'n doel en 'n weg wat ons moet stap. Maar dit lyk nie altyd soos wat ons dink dit moet lyk nie. Maar die Here los ons nooit nie. Hy stap altyd die pad met ons. Kom ons lees wat gebeur in vers 23 tot 41. En omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Weereens die weg. Okay. Want iemand met die naam van Demetrius, 'n silversmid, maker van silwertempeltjies van Diana, het aansienlik verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe bymekaar geroep het, sê hy, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is. En julle sien en hoor dat nie alleen in Efese nie, maar byna in die hele Asië hierdie Paulus 'n aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het, deur te sê dat dit geen gode is wat met hande gemaak word nie. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in veragting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word en dat haar majesteit wat die hele Asië, ja die wêreld vereer, ook tot niets sal gaan. En toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul en het geskreeu en gesê, groot is die Diana van die Efesiërs. Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring en hulle storm soos een man na die skoubrug en sleep Gaius en Aristarchus saam, Macedoniërs wat reisgenote van Paulus was. En toe hulle onder die volk wou ingaan, het die disippels hom dit nie toegelaat nie. En sommige van die owerstes van Asië, wat sy vriende was, het ook na hom gestuur en hom gesmeek dat hy hom nie in die skoubrug moet begeef nie. En hulle het dan aangehou skreeu, sommige dit en 'n ander dat, want die vergadering was in war, en die meeste het nie geweet waarvoor hulle bymekaar gekom het nie. En hulle het Alexander uit die skare vorentoe laat kom, omdat die Jode hom vorentoe gestoot het. En Alexander het met die hand gewink en wou hom by die volk verdedig. Maar toe hulle verstaan dat hy 'n Jood is, gaan daar een geroep van almal op, terwyl hulle omtrent 2 uur lank skreeu, groot is die Diana van die Efesiërs. Maar die stadsklerk het die skare tot bedaring gebring en gesê, Efesiërs, watter mens is daar tog, wat nie weet dat die stad van die Efesiërs die tempelbewaarder is van die groot godin Diana en van die beeld wat uit die hemel geval het nie. Terwyl dit dan nie weerspreek kan word nie, behoort julle rustig te wees en niks onbedags te doen nie, want julle het hierdie manne gebring, wat geen tempelrowers is nie, en ook nie julle godin laster nie. En Demetrius en sy ambagsmanne, as Demetrius en sy ambagsmanne dan 'n saak teen iemand het, die hofstigtings word gehou, en daar is regters, laat hulle mekaar aanklaag. Maar as julle nog iets anders verlang, dit sal in die wettige vergaderings beslis word. Want ons loop gevaar om oor die oproer van vandag aangeklag te word, aangesien daar geen grond is waarop ons sal kan rekenskap gee van hierdie oploop nie. En met hierdie woorde het die vergadering ontbind. Net tot daar. En met hierdie woorde het die vergadering ontbind. So wat hier gou gebeur het is, hierdie mense het almal bymekaar gekom. Julle kan gou na die volgende skyfie toe gaan. Hulle het almal in hierdie teater bymekaar gekom. Daar kan oor die 20,000 mense bymekaar kom.
Nou daar was 'n groot gebou nog daar gewees wat nou verwoes is. Maar hulle het almal hier bymekaar gekom en Paulus wil daar instap. En die disippels sê nee, moenie daar ingaan nie. En van die leiers van Asië sê moenie daar ingaan nie, want wat sou gebeur het as Paulus daar instap? Hulle sou hom 10-1 verwoes het. Hulle sou hom 10-1 wou vat en seermaak. Paulus is bereid om daar deur te gaan, maar die ander sê dis nie nodig vir jou om dit te doen nie. Hoekom nie? Want hulle wou graag die oomblik, die oproering ontlont so vinnig en so effektief as moontlik. Hoekom? Want die Romeine het glad nie daarvan gehou dat daar oproerings kom nie. Hulle wou dit so vinnig as moontlik stop. En hierdie stad van Efese was 'n baie groot handelsweg gewees. So hier kom die dorpsklerk en hy sê, kom ons ontlont hierdie ding so vinnig as moontlik, want anders gaan ons almal in 'n baie groot slegte posisie wees. Nou Diana was die godin wat hulle aanbid het. En daar was die tempel van Diana was in Efese gewees. So almal het soontoe gekom om haar te aanbid. Nou jy kon nie altyd daar gaan aanbid het nie, dan maak hulle beeltjies, silverbeeltjies wat jy dan in jou huis kon gehad het. En dit is hoe hierdie silversmid sy geld gemaak het. En hy sien maar hy maak nou nie meer so baie beeltjies soos wat hy altyd het nie. En dit raak 'n bietjie aan sy sak en hy hou nie daarvan nie. En wat doen hy? Hy kry al die ander in oproering. En hy probeer wegkruip agter hierdie noble cause om te sê, hierdie man is besig om moeilikheid te maak. En hy's teen hierdie godin van ons godin Diana en teen die tempel. En hy probeer dit eintlik goed maak. Hy sê ek wil maar net eintlik opstaan vir haar, maar dit gaan eintlik glad nie oor haar nie. Dit gaan oor sy sak, want hy voel dit is die geld raak nou bietjie min. Dit raak nou vir my bietjie moeilik. En hy probeer wegkruip agter sy motief is eintlik agterdogtig, maar hy probeer agter 'n noble cause wegkruip. Ek en jy moet versigtig wees om nie ons motiewe te probeer regverdig deur om te sê dit is vir iets goeds nie. As my kinders honger ly, is dit 'n ernstige nood wat ons het in die huis. Sal hulle met my saamstem? As daar nie kos in die huis is nie, kan ek nou, omdat daar nie kos in die huis is nie, motiveer om 'n bank te gaan roof? Nee. Ek kan dit nie doen nie. Daar is nood, maar die nood kan nie motiveer dat ek wil gaan die wet breek nie. So hier's 'n probleem wat hierdie manne beleef, want hulle kan niks regtig amper teen Paulus doen nie, maar hulle wil op 'n manier hierdie ding stop kry. Ek en jy moet hierdie ook toepas in ons lewe, om te vra, is daar goeders in my lewe wat dalk nie heeltemal reg is nie, maar ek probeer dit regverdig. Ek sê, ek doen hierdie uit 'n goeie hart uit, of wat ook al dit mag wees, in plaas van ek doen dit want die Here sê ek moet dit doen. Ons motief, hoekom ons goeders doen, kan nie negatiewe reaksies uit ons uitlok nie. Al hierdie mense kom bymekaar in hierdie teater, maar wat vir my uitgestaan het in hierdie hele gedeelte is confusion. Ons lees in vers 29, lees saam met my in vers 29, daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring. Verwarring is confusion. En weer eens in vers 22 staan daar, en hulle het dan aangehou skreeu, sommige dit en 'n ander dat, want die vergadering was in war. Hulle het nie geweet hoekom hulle eintlik daar is nie. Nou, wanneer daar verwarring gebeur in jou lewe, wanneer dinge verward raak, dan moet jy weet, dit kom nie van die Here af nie. In 1 Korintiërs 14 vers 33 sien ons wat sê Paulus van sulke situasies. 1 Korintiërs 14 vers 33. Want God is nie die God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Wanorde is confusion. Okay.
Dit is wat hierdie mense beleef het. Nou ek wil hê julle moet hierdie vergelyk met dit wat ons nou net van die silversmid af gesien het en dit wat Paulus kom doen het. Toe Paulus in Efese ingaan, het hy wanorde gebring. Het hy gesê die mense moet in oproering beweeg? Nee. Hy het net gekom en die evangelie gedeel. Maar toe dit nie gaan soos wat hierdie silversmid wil hê dit moet gaan nie. Wat doen hy? Hy bring verwarring. En hy bring oproering. En hy bring dinge wat mense nie eers meer weet wat aangaan nie. Wanorde kom nie van die Here af nie. As jy na die skepping kyk, daar's orde, daar's struktuur. Dit is die God wat ons dien. Wanorde kom nie van God af nie. Daar is 2 koninkryke wat hierso heers. Dis die koninkryk van die lig of die koninkryk van die duisternis. Daar is nie 'n derde koninkryk nie. Daar is nie 'n 4de koninkryk nie. Daar is 2 koninkryke. Een van daai koninkryke bring hoop en 'n doel vir jou lewe, 'n hoopvolle toekoms, en die ander ene gaan verwarring en chaos in jou lewe bring, en dit gaan lei na verwoesting. Wanneer jy na 'n situasie kyk, kan jy dit vinnig ontleed om te sê, wat is hier besig aan die gang? Wat is ek mee besig? En dan kan ons baie keer besef, wat is in werking in hierdie situasie? Ek en jy moet versigtig wees, dat ons nie in wanorde funksioneer of floreer nie. Ons moet ons lewe in lyn kry met die plan en die wil van God se woord. Wat baie interessant is hierdie dorpsklerk sê nee, kom ons bewaar net al die vrede. Kom ons raak rustig, as ons hierdie ding wil hanteer, dan sal ons dit reg hanteer. Interessant met Christendom. Wanneer Christendom floreer, is onder hoë druk. Wanneer daar vervolging is. Wanneer Christendom agteruit beweeg, is as daar nie vervolging is nie. Vervolging louter Christene. Vervolging kry ons om ons fokus by Jesus te hou. Nou vervolging in ons wêreld lyk nie soos wat dit gelyk het of lyk nie soos wat dit lyk in moslimlande of in ander lande nie. Vervolging lyk verskillend in elke persoon se lewe. Maar vervolging is nodig vir elke persoon om deur te gaan, om aan te hou na die Here toe wil gaan. Ek wil vir julle iets lees in Openbaring 2, en dit is 'n brief wat Openbaring hier in die begin praat Jesus spesifiek met sekere kerke, Openbaring 2 vanaf vers 1 tot 5. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit is die kerk wat hy nou, dis die kerk waar Paulus nou is, né? Dit is hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy nie jou bekeer nie. Wat het gebeur in die kerk van Efesiërs? Hulle het hulle eerste liefde verloor. En die Here kom en hy sê in Openbaring, kry julle eerste liefde terug. Julle doen alles reg. Alles is goed. Maar julle het julle eerste liefde verloor. En wat gebeur as jy jou liefde vir Jesus verloor? Hy onttrek.
As hy nie meer die fokus is nie, hoekom is hy daar? Hierdie kerk in Efesiërs bestaan nie meer nie. Hierdie hele area is nou deurtrek deur die moslim geloof. Daar is 0,02% Christene in daai area. As ek en jy nie uit 'n plek uit funksioneer waar Jesus ons eerste liefde is nie, maak niks verder saak in jou lewe nie. Maak nie saak of jy goeie werke doen nie, maak nie saak of jy profeties bedien, of jy die evangelie met almal deel, of maak nie saak wat dit mag wees, wat goed lyk en wat goed gebeur deur jou nie. Moenie dat jy toelaat dat Jesus, wat jou eerste liefde moet wees, nie jou eerste liefde maak nie. Waar is jou fokus vandag? Is jou fokus by alles wat jy beplan het? Is jou fokus by môre? Is jou fokus by wat ook al dit mag wees? Of is jou fokus by Jesus? Is hy jou eerste prioriteit? Is hy jou eerste liefde? Ons kan dit vinnig meet aan waar bevind jy jou gedagtes op 'n gereelde basis? Bevind jy dit by die sorges van die wêreld, jou uitdagings, of bevind jy dit by die Here? En hierdie moet nie 'n oomblik wees wat ons sleg voel en skuldig voel oor waar ons onsself bevind nie. Hierdie moet 'n oomblik wees wat ons net sê, Here, vergewe my as ek U verloon het as my eerste liefde. Vergewe my as alles belangriker geword het as U. Jou vrou, jou kinders, jou werk, kos, 'n dak oor jou kop, daar's niks wat belangriker kan wees as Jesus nie. Hy sal alles gee wat jy nodig het, as jy hom eerste roep, as jy hom eerste aanroep in jou lewe. Die Heilige Gees kom en hy kom help ons om effektief te wees. Die Here het nie nodig om ons te gebruik nie. Hy kies om ons te gebruik. Hy wil ons gebruik. Maar ek en jy moet dan bruikbaar wees vir hom. En dit kan net gebeur as ons hom het as ons eerste liefde. As alles anderste tweede kom, derde kom en so aan. Jesus moet ons fokus bly.